Ek groet julle vriende. Vandag lees ons 2 Korintiërs 2 vanaf vers 12 tot 17. Toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus daar te verkondig, het die Here die deure vir my wyd oopgemaak. Tog het ek nie gemoedsrus gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Daarom het ek van die mense daar afskeid geneem en Macedonië toe vertrek. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreuk wat dood bring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Ons, omdat ons nie is soos baie ander wat geld maak uit die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ons lees hier van 'n triomftog. Dit is iets wat plaasgevind het wanneer 'n koning of generaal 'n oorlog gewen het. Hy sou dan saam met sy soldate en die krygsgevangenes deur die dorpe loop om te wys dat hy die oorwinnaar is. Jesus is ook besig met 'n triomftog, want hy het oorwin. Hy het die Satan, die sonde en die dood oorwin. Dit is die boodskap wat Christus deur gelowiges wil verkondig. Hierdie boodskap moet soos 'n aangename geur versprei. In Romeine 12 vers 1 lees ons: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Ons lees in die Bybel dat offers wat vir God aanneemlik is, vir hom 'n aangename geur het. Ons lewens moet dus lekker ruik. Dit moet lekker ruik vir die Here en dit moet so ruik dat die mense om ons die evangelie aan ons kan ruik. Die vraag is dus, ruik jy soos iemand wat deur Jesus Christus verlos is? Met ander woorde, verkondig jou woorde en jou dade die evangelie? Kan mense sien dat jy die Here jou God liefhet met hart, siel, krag en verstand? Kan hulle sien dat jy jou naaste liefhet soos jouself? En kan jy hierdie lewenstyl en lewensuitkyk van jou aan mense verduidelik? Kan jy vir hulle vertel dat dit die evangelie is wat jou so laat ruik? Paulus gee kortliks vir ons belangrike beginsels oor die gesindheid waarmee ons die evangelie moet verkondig. Hy skryf dat ons dit nie moet doen met die doel om geld te maak nie. Die triomftog van Christus moet tot God se eer wees. Evangelieverkondiging moet altyd op hom gerig wees. Dit mag nooit die mens vereer nie. Dit mag nooit ten doel hê om 'n mens ryk of belangrik te maak nie. Dit is wat ons wel moet doen. Ons moet die woord verkondig in opregtheid. Dit beteken dat ons moet eerlik wees. Ons moet vertel dat die evangelie lewe gee vir die wat glo, maar ons moet ook vertel dat dit lei tot die dood vir die wat nie glo nie. Ons moet verkondig dat die Here vir ons vrede en blydskap gee, maar ook dat Christendom en disippelskap met vervolging gepaard gaan. Die evangelie moet verkondig word in verbondenheid met Christus. Dit moet altyd op Christus gerig wees. Die evangelie, dit is die goeie nuus, is Christus en sy werk. Die evangelie word verkondig in opdrag van God. Ons versprei die lieflike geur van sy woord, want ons moet dit doen. God stuur elke gelowige om vir hom 'n ambassadeur te wees. Laastens word die evangelie verkondig in verantwoordelikheid aan God. Elkeen van ons moet aan God rekenskap gee vir hoe ons lewe en vir wat ons met sy evangelie gedoen het. Dan moet ons ook onthou dat die evangelie nie vir almal lekker gaan ruik nie. Sommige mense gaan dit hoor en negatief reageer. Hulle gaan sê dit is oudtyds, onwetenskaplik of liefdeloos. Hulle gaan sê dat godsdiens nie vir hulle is nie. Hulle gaan opstandig wees en selfs vyhandig.
En dit beteken nie dat daar iets fout is met die evangelie nie. En as jy die evangelie opreg en volgens God se woord verkondig, is die fout ook nie by jou nie. Die fout is by die mense se neuse. Hulle ruik die lieflike evangelie, maar dit sting vir hulle, want dit pas nie in by hulle eie plan vir die lewe nie. Hulle is ook nie bereid om te verander en aan God onderdanig te wees nie. Daarom is dit vir hulle 'n doodsreuk. Gaan dus en asem die wonderlike geur van die evangelie in. Laat hierdie reuk jou hele lewe oorneem, sodat jy ook 'n aangename geur kan versprei oral waar jy gaan. Kom ons bid saam. Here, U is die koning wat leef en regeer tot in ewigheid. Daarvoor eer ons U. Ons loof en prys U omdat U groot en almagtig is, en omdat U in beheer is van alle dinge, kan ons met hoop leef. Leer en lei ons met U woord en die Heilige Gees, sodat ons elke dag U getuie sal wees wat die aangename geur van die evangelie versprei. In ons huisgesinne, by ons werksplekke, in die gemeenskap en ook tussen ons vriende. Dankie vir hierdie voorreg dat U ons in U koninkryk gebruik. Ons sê vir U dankie vir reën wat daar in ons land geval het. Ons vra dat U verder vir ons reën sal gee. En ons vra dat U ook die werk van ons boere sal seën, wat kos produseer wat ons land nodig het. Ons doen voorbidding vir ons vragmotorbestuurders, wat kos en ander belangrike items aanry. Ons vra dat U hulle sal bewaar op die pad, dat U vir hulle vreugde in hulle werk sal gee, en dat hulle U daarin sal eer. Ons bid hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.